Volgens my is faktorisering een van die belangrikste aspekte van wiskunde en algebra, trigonometrie, waar ook al. Nou, voor ons kan begin faktoriseer, moet ons eers sê, wat is dit? Nou, ek dink reg aan die begin van graad 9, dan kry ons, selfs in graad 8, dan kry ons iets is dit, en hulle sê vereenvoudig, en wat is dan gedoen? Ons het so ingemaal, so ons het gesê 2 maal x is 2x en 2 plus 2 maal 2 is 4 en dan was dit ons antwoord. Ons het vereenvoudig, ons het ontslaag geraak van die hakies. Nou wat faktorisering is om hierdie proses om te draai en te sê van hier af gaan ek soontoe beweeg. Okay, nou jy gaan dalk nou vra, wat is die doel daarvan? Ons gaan net nou by die doel uitkom. Dis 'n baie belangrike konsep. So wat ek wil hê jy moet gou 'n paar goed sien. Kyk na, kom ek vee gou hierdie uit, né? Kyk na iets soos dit. Hoeveel terme is daar? 2, want daar's 1 en daar's 2, so daar's 2 terme. En ons het mos iewers in graad 8 geleer, 2 terme is 'n binoom. En as ons klaar gefaktoriseer het, en ek gaan nou vir jou wys wat ons doen, is dat ons skep hakies. So ons het die binoom verander na 'n monoom toe, want hierdie is 'n monoom. So dis die doel van faktorisering, om binome, trinome en polinome terug te verander na die oorspronklike monoom toe. Okay, en dit klink ook, okay, nou hoekom, okay, hou vas, ons gaan daarby uitkom. Kom ek wys gou vir jou wat is die doel van faktorisering. As ek iets so het, en ek het 'n breek, wat dit is. Dan gaan jy sê, genigtig, ek sou nie van breuke nie, hoe gaan ons dit oplos? Maar as ek kan faktoriseer, wat ek jou nou gaan wys om te doen, dan gaan ons dit kan doen, ons gaan die boonsteen faktoriseer, die teller faktoriseer, en die noemer, kan ons nou eintlik niks meer doen nie, dan kan dit uitkanselleer, en dan sit ons met een getal. Ons het hierdie breek vereenvoudig. So ek wil sê, reg van die staanspoor af, faktorisering op sy eie het nie eintlik 'n doel nie, maar in 'n breek is hy baie belangrik. Inteendeel, ek dink sonder faktorisering kan jy geen breuke oplos nie, of baie minimaal breuke oplos. So, ons weet nou, ons gaan leer faktoriseer. Op die oomblik het dit nie eintlik 'n doel nie, dis meer 'n tegniek, maar wanneer ons in 'n breek kom, dan het dit baie waarde. So nou het ek hier geskryf, ek het gesê ons gaan faktoriseer, en die eerste manier hoe ons gaan faktoriseer is 'n gemeene faktor. Dit beteken, as ek kyk na ietsie soos hierdie, kan ek 'n gemeenskaplike faktor uithaal. Ek wil nou hier onder aangaan, dat ek net neerskryf, so dis 3x² plus 3x. Kan ek iets gemeenskaplik hier uithaal? Kom ons kyk. Jy moet onthou, hier is 2 terme, so as ek iets gemeenskaplik uithaal, moet ek dit in beide die terme uithaal. Kom ons kyk eers na die getalle. Kan ek iets uithaal? Ja, ek kan 'n 3 uithaal, want 'n 3 is gemeenskaplik. En kan ek 'n x uithaal? Ek kan 'n x uithaal, want daar's 'n x in beide van die terme. So ek kan 'n 3x uithaal, en dan skep ons 'n hakie vir alles wat oor is. So as ek 'n 3x uit 'n 3x² uithaal, dan bly daar net 'n x oor. Dis amper of ek dit sê, as ek 3x² het, en ek deel dit met 'n 3x, wat bly oor? Omdat die eksponente minus ons, dan bly daar net x tot die mag 1 oor, en ons skryf nie iemand tot die mag 1 nie. So gemeenskaplike faktor beteken eintlik, ek haal iets gemeenskaplik uit al 2 terme uit, en dan bly daar 'n hakie oor. En wat oor is nou, dink nou, ek het 'n 3x, en ek deel dit met 'n 3x, dis nou hierdie term hier, 3x gedeeld deur 3x is 1, en kan jy sien, ek het hierdie binoom nou verander na 'n monoom toe, en dan stop ek. Ek kan vir jou sê, een van die groot foute wat ons begaan in graad 9, is dat dit voel nou asof ons nou moet weer terug inmaal
maar dan is ons presies waar ons was in die begin. So ons moet dit nie doen nie. As ons met faktoriseer eindig ons by hakies en jy vir jouself sê, is hierdie die eenvoudigste hakie term wat oor is? Ja. En in die geval was dit. So eintlik baie maklik. En ons gaan nou 'n hele paar van hulle oefen. Ons gaan gou na nommer 2 toe. Ek gaan hom net hier neerplot. 2m² minus m tot die mag 3n plus 4mn. En ons moet dit faktoriseer. So vir 'n begin, ons kyk of ons enige iets kan uithaal. Kan ek 'n 2 uithaal? Wel, daar is 'n 2 in term 1 en daar's 'n 2 in term 4. Ek bedoel, daar's 'n 4, maar ek kan dit deur 2 deel. Maar die middelste term het dit nie. OK. Ek wil net sien dat ek hom nou reg afgeskryf het. 2m² minus m tot die mag 3 en ja, ek het hom reg afgeskryf. So ons soek iets wat in al 3 die terme is. Kom ek onderstreep die terme. Ons soek 'n faktor wat in al 3 hierdie terme is. Ons dink mooi. Ek kan definitief nie 'n getal uithaal nie. Kan ek 'n m uithaal? Ja, ek kan. Ek kan ten minste 'n m uithaal. Jy moet onthou dat hierdie m se eksponent 1 is en hierdie die n se eksponent 1 is. Hierdie is ook 1. So ek kan 'n m uithaal gemeenskaplik. OK. Kan ek ook 'n n uithaal? Ja, daar's in al 3 van hulle 'n n ook en nou skep ons 'n hakie. Ons het nou 'n mn wat ons gaan uithaal uit die eerste term uit. Nou as ek hom in die eerste term uithaal, bly daar 'n 2 oor. En daar is alreeds m², ek haal m tot die mag 1 uit, so bly 'n m oor. En daar's 'n n² en ek haal 'n n uit en daar bly 'n n oor. Minus, nou gaan ons in die tweede een uithaal. Ek haal 'n m uit die tweede term, kan jy sien dat daar m² oor is, want my eksponente minus ek, en dan haal ek 'n n uit. Daar was 'n n, ek haal 'n n uit, gone, dis uit. Plus 4, haal die m uit, dis gone, haal die n uit, dis gone. Ja, en dan kom met my hakies nou 'n bietjie te groot, so kom ek maak 'n bietjie kleiner. So wat oor is dit, ek het letterlik hierdie 3 term wat 'n trinoom was, omskep in 'n monoom. En dis die doel van faktoriserings, om een monoom in die einde te kry. So ek gaan nou al twee hierdie uitvee, dan maak ons net spasie vir die ander, en dan hardloop ons gou deur hulle. So ons skuif nou nommer 3 neer. Nommer 3 sê vir ons, 8a² plus 2, kan ek enigiets uithaal? Hoeveel terme is daar? Is 2, daar's 'n term hier, 'n term hier, kan ek 'n gemeenskaplike faktor uithaal? Ek dink is baie duidelik dat ek 'n 2 kan uithaal. Nou, en wat bly oor in term 1? 8 gedeeld deur 2 is 4, ek het nie aan die A2's geraak nie, so dit bly daar, en as ek 2 en ek haal 2 uit, 2 gedeeld deur 2 is 1, ja, dan en das dit. Kom ons kyk na nommer 4. Nommer 4, 12y tot die mag 3 minus 16y. Kan ek enigiets uithaal? Kom ons kyk na 'n getal. En wat kan 'n 12 en 'n 16 indeel? Ek dink dis net 4, so ons kan 'n 4 uithaal. En kan ek enige y's uithaal? Ja, ek kan ten minste 'n y1 uithaal, want hy's in albei. So wat bly oor? 12 gedeeld deur 4 is 'n 3. Y tot die mag 3, haal 'n y uit, deel hom met die y, is y² minus 16 gedeeld deur 4 is 4, en y1 gedeeld deur y1, dit val net eintlik weg, kanselleer uit, dan en das dit, so dis daai tweeetjies. Kom ons gaan na die volgende toe. Nommer 9, 9x tot die mag 3 plus 3x. Ons soek iets wat gemeenskaplik is in beide die terme. Hier is 'n term en hier is 'n term. Kan ek enigiets uithaal, 'n getal? Ek kan 'n 3 uithaal. Kan ek 'n x uithaal? Ja, ek kan x uithaal. En wat bly oor? 9 gedeeld deur 3 is 3. Daar's 'n x tot die mag 3, ek haal 'n x uit, daar bly x² oor, plus 3x gedeeld deur 3x1. Daar's hy. Nie so moeilik nie. Kom ons gaan na die eenheid na hom toe. AB plus B, kan ek iets uithaal? Kom ons onderstreep gaan terme, daar's 'n term daar, daar's 'n term daar, onthou terme word geskei deur plus en minusse. Kom ons haal 'n B uit, wat gemeenskaplik oor is, en wat bly oor? 'n A plus 'n 1. Nie te moeilik nie, ons gaan na nommer 13 toe.
dink die nommertjie, die goedjies is bietjie verkeerd genommer, maar het maak nie eintlik saak nie. Kom ek veeg hierdie uit. Ons gaan na nommer 13 toe. Nommer 13 sê, verkeerde kleur, jammer. Nommer 13 sê, daar is 'n min 4x plus 2. Kan ek enigiets uithaal wat gemeenskaplik is? Ek kan 'n 2 uithaal. Beslis 'n 2. Hy is gemeenskaplik in albei. Inteendeel, ek wonder of ek nie eintlik 'n min 2 kan uithaal nie. Ek dink ek kan 'n min 2 uithaal. So wat bly oor? Min 4 gedeel deur min 2 is net 'n 2. En dan bly die x oor. En 2 gedeel deur min 2 net 'n min 1. Perfek. Waar is hy? Nommer 15. 3x minus 6y plus 15xy. Ek soek iets gemeenskaplik. Ek kan beslis 3 uithaal, want 3 gaan in die eerste term in, hy gaan in die tweede term in, hy gaan in die derde term in, so ek gaan 'n 3 uithaal. Kan ek 'n x uithaal? Nee, kan nie, want daar's nie 'n x in die tweede term nie. Kan ek 'n y uithaal? Nee, kan nie, want daar's nie 'n y in die eerste term nie. So gaan net 'n 3 uithaal. Wat bly oor? X minus 2y plus 5xy, en dis dit. Okay, moenie goed uithaal wat jy nie kan uithaal nie. Jy vat die meeste, die grootste term wat jy kan uithaal uit al 3 terme uit. En weer eens kan jy sien, ek het 'n trinoom gehad, en nou is hy 'n monoom, en dis die plan. Ja. Kom ons kyk nou na 17. 17 is minus 14a minus 21a tot die mag 3. Ek dink ek kan 'n minus 7 uithaal, want 'n min 7 kan albei ingaan. Ek kan ook 'n a uithaal, want daar is a tot die mag 1. Wat bly oor? Minus 14 gedeel deur min 7 gee vir my 2. Die a's is weg, want ek haal dit uit. 'n minus 21 gedeel deur min 7 gee vir my positiewe 3. En a3, en daar's 'n a1, so dis a kwadraat. Daar as jy 'n minus uithaal, verander die tekens. So maak seker jy verstaan dit, is amper soos die maal. 'n minus maal 'n minus is 'n plus, en 'n plus maal 'n minus is 'n minus. Onthou al daai goedjies. En ja, nou het ek weer 'n binoom gevat, en ek het verander na 'n monoom toe. So kom ons kyk na nommer 5 hierbo. 2a tot die mag 3b plus 18ab. Okay, wat kan ek uithaal? Kan ek 'n getal uithaal? Ek kan 'n 2 uithaal. Want 2 kan in die eerste term ingaan, hy kan ook in die laaste term ingaan. Ek kan 'n 2 uithaal. Hoeveel a's kan ek uithaal? Ek kan ten minste een van die a's uithaal. En ek kan 'n b uithaal. So wat bly oor? In die eerste term, 2 is weg. Daar gaan a kwadraat oor wees, want daar was 3, nou is daar 1. Ek haal 1 uit, dan bly daar 2 oor. Die b's is weg, plus 18 gedeel deur 2 gee vir my 9. A gedeel deur A val net weg, B gedeel deur B val net weg, en daar is hy gedoen, nie te moeilik nie, kom ons vee uit. Dit was, daar enetjie, kom ons doen nommer 6. Nommer 6 sê vir my, x min 1 m plus x min 1 n. Okay. Kan ek iets uithaal? Kom ons kyk gou hoeveel terme is daar. Daar is 'n term hier, en daar is 'n term hier. Kan ek enige iets uit daai terme uithaal? Dink bietjie mooi. Dis nie baie obviously, maar ek kan 'n hakie uithaal. En omdat as jy iets uitgehaal het, skep dit nou weer 'n hakie net daarna. En alles wat oor was, gaan ek in hierdie hakie inprop. So, ek haal die hakie uit, wat bly oor? Die m plus die n. Ja, nie te moeilik nie. En ons het dit nie eens hanteer nie, maar jy verstaan amper half, kyk of ek enige iets kan uithaal. Kom ons kyk na nommer 7. Ek plot gaan nommer 7 hier neer. Gonna. X min y gekwadreer. Ek gaan dit 2 keer skryf, want dit sê met die hakie 2 keer skryf, plus y min x. So, dit lyk asof ek x min y kan uithaal, maar die probleem is, x min y is nie dieselfde as y min x nie. So ek kan nie dit uithaal nie. So dit sal verkeerd wees. Ek kan dit nie gaan uithaal nie, maar wat ek wel kan doen is, ek kan amper half sê goed,
ek gaan hierdie hou. Ek het die hakie 2 keer geskryf, maar ek wil graag hierdie hakie, die tweede hakie, die tweede term, laat lyk soos die eerste term. Ek kan dit doen, ek kan die x en die y omruil, maar dan moet ek die teken voor die hakie verander. Want as ek 'n minus in daai hakie sou inmaal, dan sou ek by die boonste hakie uitgekom het. So jy verander die teken voor die hakie, sodat ek my terme kan omruil in die hakie, sodat dit lyk soos die eerste term, sodat ek nou 'n x minus y kan uithaal. Onthou nou, daar's nou 2 terme. Hier is 1 term en daar's 1. So ek haal 'n x min y uit. En wat bly nou oor? So alles wat oorbly, gaan ek in die ander hakie sit. Daar bly 'n x min y oor. Minus. En as ek in die tweede term 'n x min y uithaal, wat bly daar oor? 'n 1. X min y gedeel deur x min y gee net vir jou 1. En dis letterlik my antwoord. X min y het ek uitgehaal, dan bly daar 'n x min y min 1 oor. Eintlik nie so moeilik nie, jy haal net 'n gemeenskaplike hakie uit, né? So kom ons vee hierdie uit. Kan kyk na die volgende enetjie. Dis nommer 8. ax kwadraat minus 3a plus 2x kwadraat min 6. Bietjie triekie. Okay, so ek sit 'n vreemde hakie. So kom ons laat ek 'n slaaf van die hakie. Kan ek hierdie hakie net weggooi? Ja, want daar's 'n plus voor die hakie. As daar 'n plus voor die hakie is, kan jy die hakie net weggooi. Dit verander niks nie. Nou sit ek met 4 terme. Nou ek wou nie eintlik hierdie en in hierdie tema gedoen het nie, maar gaan sommer nou doen terwyl ons daarby is. Kan ek 'n gemeenskaplike faktor uithaal? Kan ek iets uithaal wat hier en hier is? En in die geval kan ek glad niks uithaal nie. So kom ons vee dit uit. Okay, kom ons deel dit op in sulke groepies. Kan ek iets in die eerste groepie gaan uithaal? Wat van 'n a? Ek kan 'n a uit gaan haal. Dan bly daar 'n x kwadraat min 3 oor, as dit sin maak. En in die tweede groepie kan ek daar iets uithaal. Weet jy, ek kan amper half, wat ek net sien of hierdie som nie dalk verkeerd neergeskryf is nie. Hy lyk so 'n bietjie reg. Okay, so kom ons haal 'n plus 2 uit. Want in die tweede groepie kan ek 'n 2 uithaal. Wat bly oor? X kwadraat min 3. Want onthou nou, as jy 'n 2 uithaal uit hierdie term uit, dan bly die x kwadraat oor. As ek 'n 2 daar uithaal, 6 gedeel deur 2 is 3. Okay, nou sit ek hier. Nou, jy sal nou sien, ek sit nog steeds met 2 terme. Dit my nie eintlik veel gehelp nie. Ek sit nog steeds met 2 terme en onthou faktorisering moet jou vat na een term toe, na 'n monoom toe. Okay, kan ek hier nou weer iets uithaal nie? Yes, ek kan my hakie uithaal, want hy is gemeenskaplik in beide terme. En wat bly oor? Alles wat voor of na die hakie is, a plus 2. En nou het ek het nou 'n monoom geskep. So ons is perfek reg. So ons het in die begin, daar was 4 terme, en jy kan altyd onthou as daar 4 terme is, ons gaan groepeer. Ons haal iets uit 2 van die terme uit, en dan haal ons iets uit ander 2 van die terme uit, en dan haal ons 'n gemeenskaplike hakie uit, en dan skep ons so ons monoom. Okay, so kom ek vir hierdie uit. Hy was 'n bietjie triekie. Hy was nou nie eintlik verstel om die tema te wees nie, maar terwyl ons daar is, kom ons doen dit net. Kom ons kyk na nommer 10. Nommer 10 sê vir ons, dit gaan swart gaan. 10 sê vir ons, as 'n 3ab plus 3a kwadraat b plus 15abc. Kan ek enigiets gemeenskaplik uithaal? Vir 'n begin kan ek 'n 3 uithaal, want 'n 3 kan in al daai 3 terme indeel. Kan ek 'n a uithaal? Ek kan, want daar's 'n a in elkeen. Kan ek 'n b uithaal? Ek kan beslis 'n b uithaal, want daar's 'n b in elke term. Kan ek 'n c uithaal? Nee, want hy's nie in term 1 of term 2 nie. Dus is al wat ek kan uithaal. Nou kom ons haal dit nou uit die term 1 en 2 en 3 uit. So ons gaan dit hier uithaal, hier uithaal en hier uithaal. Beteken ons gaan deel daarmee. Wat is 3ab gedeel deur 3ab? Net 1. Dan skryf ons hier die plus. En nou gaan ek 3ab uit die tweede term uithaal. Die 3's kanselleer uit. Die a kwadraat en ek haal 'n a uit, daar bly net 'n a oor. Die b's val weg. Plus, kan 3 in my derde term ingaan? Ja, 5 keer. A's kanselleer uit, b's kanselleer uit, daar bly wel 'n c oor. En dit is dit. So ek het hom gefaktoriseer.
ek het hierdie trinoom na 'n monoom te verander. Kom ons doen nou nommer 12. Nommer 12 sê daar's 'n hakie x plus 2 minus 5x plus 2. Kan ek enigiets uithaal? Easy peasy. Daar's 'n term. Ek kan 'n hakie uithaal van x plus 2. Hy's gemeenskaplik. Wat bly oor? Alles wat voor of agter die hakie is, x min 5. Baie maklik, ons het hierdie binoom verander na 'n monoom toe. En dan moet ons nou gou nommer 14 en kom ek veeg hier uit. Nommer 14, 16 en 18. Kom ons nommer 14. Nommer 14 sê, ek het 'n x en 'n a min 2, minus 'n 7, a min 2. Kan ek enigiets uithaal? Ek dink in die tyd kan jy sien, daar's 'n gemeenskaplike hakie van a min 2. Wat bly oor? Dit wat voor die hakie is, van beide hakies. So alles wat oor is, nadat ek het uitgehaal het, prop het in 'n hakie. Dit is nommer 14, nommer 16, 2x p min q. Hier is nou weer 'n vangplek. Q min p. Jy moet onthou, ek wil 'n hakie uithaal, maar die hakies is nie dieselfde nie, want p min q is beslis nie dieselfde as q min p nie. So ek gaan daai tweede hakie gaan moet verander. Daai tweede een, hierdie een gaan ek hou. En jy kan selfs die eerste een verander as jy wil, maar ek voel al die tweede een is makliker. Ek kan hom verander, maar dan moet ek die teken voor daai hakie verander, sodat ek my terme kan omruil. En nou kan ek 'n gemeenskaplike hakie uithaal van p min q, en wat bly oor? 2x plus 2. Daar's hy. Nie te moeilik nie. Kom ons doen nommer 18. Kom ons vee uit. 18 kan nogal triekie wees, en ek sien dit nogal gereeld in eksamensstene. So hulle sê vir my, hier's 'n hakie 2x plus 1, en hulle sê hier is nog 'n hakie van 2x plus 1, en voor haar hakie is daar 'n x. So daar's twee terme, kom ons onderstreep hulle. Hier is 'n hakie, hier's 'n hakie. Nou dink nou 'n bietjie, voor hierdie hakie staan daar nie eintlik 'n denkbeeldige een nie. Daar doen, né? So kan ek enigiets uithaal. Ek sê ja, die gemeenskaplike hakie kan ek uithaal. Wat bly dan oor? Alles wat voor die hakie is, en voor albei hakies. En dis hoe ons binome verander na monoom toe. Nou ek wil net gou vinnig, ons sal later aan toe gaan, omdat ek het in die begin gesê, hierdie tipe van somme het glad nie geen faktorisering, het eintlik nie 'n doel nie. As ons so komkommer, hy beteken niks nie, maar as hy 'n slaai is, sy wondere. So faktorisering amper nie al 'n doel nie, behalwe as hy 'n breek kom. So kom ons skep 'n paar breuke. Ons sê vir onsself, kom ons maak sommer, ek skep sommer enige nonsies hierso. Ek sê hier het ek 'n breek, en ja, kom ek skep sommer net hierso, dat ek net 'n bietjie dink, dat ek net gou 'n bietjie verander. Ek probeer nou uit my kop uitdink. Ek het so 'n breek, en hulle sê vereenvoudig die breek. Ons hou nie van breuke nie, maar ek kan faktoriseer. Nou kom ons kyk of ons die teller iets kan doen. Ons kan 'n minus 2 uithaal. Wat bly dan oor? 'n positiewe 2x min 1. Onder kon ek niks gedoen het nie. Dan sit ons sommer 'n hakie, want ons kan 'n hakie om 'n term sit. Wat keer ons? Dan kan dit uitkanselleer, so die antwoord op hierdie breek is min 2. En soos ons aangaan met al die ander temas, onthou net, faktorisering het baie waarde wanneer dit in breuke kom.